Hallo almal, ek groet julle, baie welkom by hierdie boodskap. Nou ja, in die volgende week is dit weer vakansie vir die skoolkinders. Ek het gedink daar sal nou nie baie verkeer wees nie, maar lyk vir my daar is oor as genoeg mense wat die pad vat. Want kyk, jy sit mos nou net so 2 dae verlof in en dan kry jy 3 dae verniet by die regering. Lekker. Praat nou van die pad vat en so op pad ergens na jou strandhuisie of 'n plekkie wat jy ergens gehuur het of familie, party vlug in vakansietyd van die see af na die noorde waar dit heel moontlik stiller is of platteland of so. Toe ons in Durban gebly het, dekades gelede, dan Desember maande, dan ons Vrystaat toe gevlug, plaas toe, om net weg te kom van al die gewoel en geraas ensovoorts. Hier met Paasnaweek, die maandag, gesinsdag, toe besluit ek gaan nou so bietjie na die Lish Coffee Shop toe en ek ry en ek stop agter 'n klomp vragmotors en motors. Kyk, die Lish sit hier van Heidelberg af aan die ander kant. As jy nou by die 2 garages is, dan sit die Lish oorkant, die N2. Nie so maklik om daar oor te kom wanneer dit spitstyd is, vakansietyd nie. Nou mense, ek sê vir julle, ek kom nie daaroor nie. Ek is naderhand 15 minute. Daar is geen verkeersmotor waar 'n speedkop uitklim om te stop en wat nie. Wel, die karre is bumper aan bumper, het ons altyd as kinders gesê, bumper aan bumper, bumper aan bumper. Ek draai toe nou maar om, maak sommer net daar U-turn, en ek ry terug deur die dorp, en ek gaan na die ander pad toe, die Berrydale pad van Riebeekstraat, die straat waar ons nou bly, en dieselfde, ek kom nie daaroor nie, nog erger. Ek besluit, ek gaan links draai. Die Lish is regs af, ek gaan links af. So eentjie aanry, dan sal ek 'n pad kry waar ek kan regs draai, U-turn maak, terugkom dan maar saam met hierdie klomp motors en vragmotors ry, en uiteindelik in 'n paar minute by die koffieshop uitkom. Ja, dit was amper 'n halfuur. Toe stop ek by die Lish. Ek dink as ek geduldig gewag het by daardie eerste oorgang waar ek was ek al oor. Hoekom het ek nie omgedraai en maar eerder huis toe gegaan nie? Daar's mos nou koffie by die huis ook en dit kos jou niks. Maar nee, Wollie wil nou. Maar in my kop het ek soos ek ry, en ons het 'n paar keer gestop, soos die verkeer is so swaar, so op mekaar die motors, dat ons tot stilstand kom. Hoekom doen ek dit? Hoekom het ek dit gedoen? Want die Here sê toe daar vir my so langs die pad, wat ek wil hierdie as 'n boodskap gebruik, wat jy vir die mense moet bring. Ek wil vir jou weer iets leer van die verkeersvloei in ons geestelike lewe. Die verkeer in ons geestelike lewe. En die frustrasie daarvan. En die negatiewe gevoelens wat ontstaan. En watse lesse kan daar vir ons wees uit swaar verkeersvloei.
Nou, ek wil hier in die begin net so 'n paar goed sê. Nommer 1, miskien was dit onnodig dat ek dit nou doen. Dit was nie 'n saak van lewe en dood dat ek ergens op die pad moet kom, op pad na 'n hospitaal toe jaag of wat ook al nie. Dit laat my toe dink aan Hebreërs 12. Ja, terwyl ek toe so ry, toe word die preek nou gebore. Hebreërs 12, kom ons noem dit so, Paulus praat ook van 'n rit, 'n journey. Hy praat van 'n wedloop. Ons is op pad. Die wedloop, sê hy. Die wedloop. Nou vir baie mense wat met vakansie gaan, seker die meeste het dit 'n wedloop geword, want ons wil so gou as moontlik by ons bestemming uitkom, dat ons by ons ou plekkietjie, op by die familie se plekkietjie, 'n vleisie kan braai, en 'n ou huisiekie wat so mooi en gesellig en intiem is met 'n atmosfeer, maar dit vat tyd. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, klink of ons buitendien omring is deur swaar verkeer. Hier is daarom nou positief. Dit is die onsigbare geloofsgetuies van mense wat al gesterf het en wat die wedloop voltooi het en wat in die hemel arriveer het. Laat ons elke las van ons afgooi. Daar is goed wat onnodig is. As ons dit kan vermy, los dit. Moenie onnodig laste op jou haal nie. Wie as dit vir jou onnodig is om ergens heen te moet ry, of dit is onnodig dat daar 'n verkeerde ding, 'n sonde in jou lewe is. Hier praat hy ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Die woord is juis om so vasgevang te word, nê? In 'n wedloop, die skrywer van Hebreërs verwys verseker na wedloop, en dan is daar waar hulle mekaar so, ek het al daaroor gepreek, so inboks dat die beste atlete kan nie lekker vorder nie. En dis wat maar gebeur met swaar verkeer. Jy word ingeboks, en as daar vragmotors hier om jou is, dan's jy vas, né? Of jy is ingeboks. Dis die woord. Jy vorder baie stadig. So dis nie net sonde nie, dis ook laste. Wat nie noodwendig sonde is nie, maar onnodige goed in ons lewe. Julle moet maar daar in die gesin, in die huis, of daar by jouself praat. Wat is hierdie onnodige goed wat ons maar moet laat uitskuif om ons wedloop, ons pad op God se of ons roete, ons God se hoofpad wat hy vir ons uitgelê het hemel toe. Daar's baie afdraaipaadjies verseker. En daar is kronkelings ook maar, en soms is die hoofpad op en af en wat ook al, maar julle verstaan my beeld wat ek gebruik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, die journey, laat ons dit met volharding hardloop. Uiteindelik, wanneer jy op pad is na 'n bestemming, al is die verkeer hoe swaar, jy druk deur nie. En so baie keer in die Bybel kom hierdie woorde voor met volharding, om uit te hou, om nie moed op te gee nie. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hy het die belangrikste roete kom volg. Hy die belangrikste pad kom stap toe hy op aarde was, na die kruis, Golgotha, en die dood en die hel en die straf op hom vir jou en my, dat ons 'n gemakliker bestemming kan hê, dat dit nog steeds
nie maklik gaan wees nie, dit weet jy so goed soos ek. Maar hy het klaargemaak, terwille van die vreugde wat vir hom nie vooruitsig was. Dink aan 'n vakansie, ons hou maar almal uit in daai motor, want daar lê vreugde voor. Ons bestemming bereik. Het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te duins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. As niks wat jou so uitput, so pad nie. Met baie verkeer en baie dinge wat vir jou aandag aftrek. Ek het ook gedink, toe ek nou so heen en weer ry, om by die koffieshop uit te kom, of ek nie besig is om die situasie te vererger nie. Ons kan dinge in ons lewe toelaat, wat ons gesin situasie, as daar negatiewe dinge is, of ons persoonlike lewe, of gedagtes, of emosionele lewe, geestelike lewe, baie meer kompliseer en vererger. Spreuke 14 praat juis van geduld, wat 'n groot vereiste is as jy so op pad is, en daar's baie verkeer, as jy op jou lewenspad is. Vers 29 in Spreuke 14, vers 29. 'n geduldige mens is baie verstandig. Een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. Dit beteken ook, hy kan skade aanrig. Ons weet dit. Laat ons dit ook nou maar leer wat swaar verkeer betref, die geduld, die uithou, om nee te sê vir die aggressie en die ongeduld, want dit is wat ongelukke veroorsaak. En dit is wat jou gesondheid aantas. 'n kalm gemoed hou die liggaam gesond, daar sê. Kalm gemoed onder al die aanslae in die lewe en die swaar verkeer van sonde en probleme help om jou gees, jou siel, ja, ook jou liggaam gesond te hou. En soos ek ook gesê het, net die woord genoem om op te offer, om maar te wag vir wat jy graag wil hê, daai geduld, en 'n bietjie moeite te doen. Maar goed, dit swaar verkeer op 'n pad gaan oor 'n opeenhoping, die Engelse woord congestion, ook in ons geestelike lewe. Nou in Hebreërs, ons het gelees van dat ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Jy sien daai woorde, en dan in Hebreërs 12, ook in vers 12 en 13, versterk die slap hande en die lam knieë, loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Het gaan vir my dat 'n mens moeg raak. Jy raak moeg, jy raak uitgeput, wanneer jy wel bydien op 'n lang pad is. Ons sal op pad na God se hemel en elke dag se lewe. Ons weet nie hoe lank ons sal lewe nie, maar van julle het al baie lank gelewe en het miskien al totaal uitgeput geraak. Baie sak uit. Dis waarteen ons moet waak. Die Here wil vir ons sterk maak en vat. Nie vasval nie, dat ons sal vorder. Uiteindelik vorder jy tog, al vat jy 'n dag langer op pad na jou bestemming om te gaan vakansie hou, nee. En ja, ons sal terugslaai en dan, dis die hindernisse, die blokkasies. Jesaja 59, en dis dikwels ons eie skuld. Dis dikwels ons eie skuld deur ons eie toedoen. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dis julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dis julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie na julle wil luister nie. Hy wil luister. Maar ons het hierdie mure gebou. En hy wil hê, kom bely dit. En sonde is die grootste hindernis wat ons energie tap. Verkeerde dinge. Sonde. Wat blokkeer dat God se liefde, God se dinge nie by ons uitkom nie. En ons is geblokkeer. En daar's hindernisse dat ons nie met 'n oop vrymoedige gemoed met die Here kan praat. Daar's hierdie muur, en Jesus het mos juist gekom om hierdie skeidsmuur af te breek.
Toe hy gesterf het daar aan die kruis, die voorhangsel wat daar in die tempel geskeur het, daar in die allerheiligste, juis om te sê, God en mens ontmoet mekaar. En dan noem hy 'n klomp goed, hande met bloed bevlek, vingers met onreg, leuns, onreg, uitsprake wat nie betroubaar is nie, sake wat nie eerlik gestel word nie, leeuwoorde, swanger van kwaad, onreg. Hulle broei slangeiers uit, weef spinnerakke. Wie van daardie eiers eet sterf. As dit oopgebreek word, kom maar slange uit. Spinnedrade deug nie, verklere nie. Hulle kan nie toemaak met wat hulle gemaak het nie. Misdade, geweld. Dit klink soos baie dele in die wêreld, maar in besonder ons liewe landjie Suid-Afrika nie. Want ons land is ook op 'n journey. Ons is ook op pad. Die vraag is, gaan ons uiteindelik by ons bestemming uitkom? Tap energie, soos ek gesê het. Swaar verkeer kan jou vreugde, jou blydskap steel, die ongeduld, die stres, die woede. Dit maak dat jy jou entoesiasme vir die vakansie verloor baie keer, nee. Dink 'n bietjie daaroor. As jy uiteindelik na baie ure uitgeput daar aankom, is jy amper nie meer lus om vakansie te hou. Dit het nog nooit gebeur nie. En dit mag nie in ons geestelike lewe gebeur, ons reis elke dag nie. Romeine 12 vers 11, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig. Dis eintlik wonderlik. Dit is tog so nie, as jy ver gereis het, om te gaan kuier, om vakansie te gaan hou, en jy kom daar aan, die opgewondenheid. Alles sommer net so los in die kar, sluit, en voete in die see gaan sit. Of saam met die familie 'n vleisie op die kolle gooi. Of 'n bietjie gaan stap in die dorp of waar jy ook al is. Ja, sekere dele is te gevaarlik, hoor, onthou dit tog. So swaar verkeer kan jou aandag verdeel, nee, en jy kan disconnected raak. Disconnected van jou bestemming, en jou bestemming in die lewe is God se hemel, en God, dis ons diepste doel, om saam met Jesus, met God te reis elke dag. Ons kan dit vergeet. Ons kan daarvan vergeet. Romeine 12 vers 21, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Ek en Dina het nou 'n hele klomp goed wat voor ons lê, wat gedoen moet word, kursusse vir haar, ek het 'n doop en 'n troue, en hier en daar preek, en daar's nou 'n journey, 'n reis wat voor lê, en sommer vir 'n hele klomp weke, en dit gaan 'n tawwe tyd wees, en ons is nou skielik, nou met die opneem van hierdie boodskap, ons is maar down vandag. Ek vra dat julle vir ons ou tweeetjie sal bid. Ons is maar sorg depressief vandag. So opgestaan, en as dan nou faktore wat 'n mens ontstel, en nou ja, en dan moet jy nog 'n mondplaatjie kry wat so 'n bietjie rondskuif en aan gewoond moet raak. Klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Ek is baie dankbaar vir my nuwe mondplaatjie, en dat die gaps bietjie gevul kan word. So, my mond ook op 'n beter journey kan kom. Nee, fokus op God. Fokus op God, nie omstandighede. Ons moet letterlik, wanneer ons in swaar verkeer is, miskien maar leer om na geestelike boodskap te luister eers. Geestelike musiek of mooi musiek. Of 'n speletjie te speel met die kinders. Of net rustig te sit en te bid. En vir mekaar in die motor te sê, kyk, waarvoor kan ons bid? Kom ons bid. Ons dek sommer so 'n paar honderd sake. As ons hierdie 1000 of 2000 kilometer ver moet ry. Dat ons fokus nie op hierdie negatiewe gevoelens en ongeduld nie, maar op die bestemming. Ons is nou daar, of ons is net nou daar. Mense, dit gaan oor beheer. Ek wil afsluit, dit gaan oor beheer.
Ons wil die verkeer beheer, ons kan nie. Dis een ding wat swaar verkeer vir my leer. Dis wat daai familiedag na Paasfees vir my geleer het. Jy het nie die control nie, Wolly. Niemand nie, jy het nie die beheer nie. En jy kan maar rondspring en ry en maak wat jy wil. Ja, jy kan kort paaie soek, dit kan help en so. Jesus het nie kort paaie gevat nie, hy moes daai hele journey loop. Die Satan wou met Jesus se versoeking, daar in die woestyn op die berg, wou hy 'n kort pad laat vat. Baie geriefliker, baie makliker, baie minder verkeer. Nee, hy moes maar die swaar verkeer vat. Alles wat met sy reis op aarde te doen het. Vertrou volkome op die Here, Spreuke 3, vers 5. Volkome op die Here. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Selfbeheer, nie? Jy wil self die beheer hê. Ken hom in alles wat jy doen. Hy sal jou die regte pad laat loop. Vir my wat sleg is, dis die geneesmiddel vir jou verkoeking, vir jou liggaam. Daar gaan maar swaar verkeer wees. Baie keer, miskien elke dag in jou lewe en in jou gees en deur jou gedagtes en jou gevoelens en deur kerke en ons gees, alles. Gaan maar heavy verkeer wees. In huwelike, in gesinne, in verhoudings in ons land. Mag die Here ons by ons bestemming veilig uitbring. En dat hierdie reis vir ons 'n groeigeleentheid was, 'n positiewe geleentheid saam met Jesus. Amen.